hoop dit gaan goed. Elkeen van julle. Ons het hierdie hele week gepraat oor genade. Jesus se genade vir Petrus. En vir Judas. En sy genade vir ons. En ons het vir mekaar gesê, ons moet genade hê. Want God het met ons genade. En as God ons dan stuur, is dit waarmee ons moet gaan. Volgende week was die vraag, wat sê ons dan vir mense? Hoe oortuig ons mense? As ons hierdie gestuur wees ernstig vat. Kom ons kry een ding baie duidelik. Ek en jy kan nie mense oortuig nie. Dis God se werk. Net hy verander mense se harte. Ons kan amper ons verantwoordelikheid vergelyk met die saaibesigheid of 'n blomplantery. Ons plant die saad en gooi die water op en gee kunsmis en trek onkruid uit. God laat groei. Dit is God wat mense oortuig. Dis die Heilige Gees wat in mense se harte werk. Onthou julle die nuwe verbond van Jeremia 31? As God sê, hy sit die woord in hulle harte en in hulle gedagtes. Maar jy gaan in situasies kom wat jy iets moet sê. Wat sê jy dan? 1 Petrus 3 vers 15 sê dat jy altyd gereed moet wees met 'n antwoord vir iemand wat van jou 'n verduideliking eis oor die hoop wat in jou leef. Ek onthou so goed, ouma Lanel het altyd gesê, jy het niks om te sê, as jy nie eers geluister het nie. Want om te luister beteken, jy moet die mens raak sien. Dit beteken, jy moet verby al jou voorop ingestelde idees kom. En bereid wees om al jou argumente te los, en op te hou praat, en te wag, en te luister, en die mens voor jou raak te sien. Hoeveel keer doen Jesus nie presies dit nie? Hy sien tollenaars, blindes, 'n siek kind, 'n bekommerde pa, 'n gebroke vriendin, 'n moederlose vrou, 'n bruidegom in die verleentheid, 'n slim kerkman met baie vrae, en die lys kan aangaan. Dis wie Jesus was. Dis interessant. Jesus se eerste preek is genade. Gaan lees dit, Lukas 4. In sy moeilikste tyd aan die kruis het hy genade, Vader vergewe hulle. Vandag is hy saam met my in die paradys. Sy laaste preek is genade, Petrus, het jy my lief? Met ander woorde, as ons Jesus wil volg, die verskil wil maak wat hy gemaak het, mense se lewens op soveel vlakke wil aanraak, begin dit met genade. Ons moet genade hê vir mense. Mense met genade hanteer. Ons oordeel en kritiseer maklik. Ons wil reg wees en argumente wen. Ons leef in 'n wêreld en 'n tyd dat mense al hoe meer gepolariseer word. En ons staan binne in hierdie wêreld. Ons roeping is nie om reg te wees of my volgende argument te wen nie. Ons is na hierdie wêreld en spesifiek vir hierdie tyd waarin ons leef gestuur met genade. Jy ooit gedink, wat 'n verskil gaan dit aan jou verhoudings maak as jy meer genade het? Wat kan gebeur as jy meer genade gaan hê vir jouself en vir ander? Wat kan gebeur as jy mense raak sien en net begin om te luister? Jy kan net al wees, as jy al ontdek het hoeveel genade die Here vir jou het. Sonder genade het jy geen boodskap van redding nie. En ons het hierdie week vir mekaar gesê dat ons is gestuur in genade. En as mense na ons gemeente moet kyk, en na ons wat lidmate is van hierdie SA gemeente moet kyk, dan is dit my gebed dat dit is wat hulle raak sien. Mense wat verstaan hoeveel genade God vir hulle het. En dan hierdie genade vat en daaruit leef. En mekaar daarmee hanteer. Dis my droom vir hierdie gemeente. Dankie. Lekker naweek. Ons praat weer Sondag.